Advent beteken koms of aankoms. En dis vir ons die begin van die Christelike kalender. Maar histories begin Advent deur die feit te vier dat Jesus eendag sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Kom ons lees Hebreërs 9 vers 27 en 28. En net soos die mense bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel, so sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. En dis hoekom ons sing, o kom, Immanuel. Ons herhaal nie in die eerste plek hoe dit vir Israel was om op die Messias se geboorte te wag nie, al onthou ons dit beslis. Nee, ons pleit van harte by God om die Messias weer te stuur. Sien, Advent is, kan jy sê, 'n lewende museum van herinneringe, maar ook 'n venster van hoop. Die kerk se sang is die sug van die bruid wat met 'n helder stem en met 'n verlangende hart roep, kom Here Jesus. En natuurlik kan ons hierdie twee advente nie van mekaar skei nie. Dit is die eerste advent, Christus se geboorte in Bethlehem, wat vir ons die vertroue gee om vir sy tweede advent te bid. Christene wag nie op 'n onbekende redder nie. Ons wag op 'n koning wat reeds sy koms met bloed onderteken het en sy belofte met 'n leë graf verseël het. In die Nuwe Testamentiese tyd het sommige Christene so uitgesien na die wederkoms van Jesus, dat hulle feitelik opgehou het om nuttig en hulpvaardig te wees en hulle moes daaroor vermaan word. Want sien, ons wag nie passief nie. Ons wag met heilige dringendheid. Omdat God se heiligheid nie ons selfgenoegsame luiheid duld nie. So terwyl jy jou vir Kersfees voorberei, dink aan al die versierings en die kos en die geskenke as ware tekens en simbole van dit waaraan jou lewe voortdurend gewy behoort te wees, om die wêreld vir die koning voor te berei. Ons speel nie toneel nie. En dit is presies wat ons elke dag van ons lewe doen. Om vir Christus te leef is om elke dag alles gereed te kry vir hom. Ons wil ons harte gereed hê vir hom. Ons wil ons gesinne gereed hê vir hom. Ons wil ons woonbuurte gereed hê vir hom. Ons wil ons stede en nasies gereed hê vir hom. Ons wil skole en hospitale en fabrieke en teaters en laboratoriums gereed hê vir Jesus. Die wêreld behoort nie aan chaos nie, maar aan die koning wat kom. En daarom leef ons as rentmeesters wat sy wêreld versorg, terwyl ons sy voetstappe hoor nader kom. Dit beteken dat in al ons bedrywighede alles vir hom gedoen moet word. In gehoorsaamheid aan hom, met uitnemendheid vir hom en tot sy lof en heerlikheid. Ja, ware aanbidding bestaan in die ootmoedige erkenning van wie God is en wie ons nie is nie. Advent herinner ons dat die God wat wyer is as die hemel mens geword het. Die almagtige in doeke, die ewige in tyd, die onbeperkte in 'n krib. En tog, daar lê ons vreugde. Want die tweede advent is net so seker as die eerste. Christus het gekom en Christus sal weer kom. Die genade wat in Bethlehem in doeke toegedraai is, sal eendag in heerlikheid op die wolke verskyn. Die kind van die krib is die koning van die oordeel. Die sagmoedige lam is ook die leeu van Juda. En daarom is Advent die feestyd van die kerk 'n tyd van hoop. Dit is die goeie nuus van Advent. Dit is
ons hoop, ons vreugde, ons heerlikheid. En dis die dryfkrag van ons lewe. Christus het gekom en hy kom weer. En tussen hierdie twee komste leef ons, nie in vrees nie, maar in vrygemaakte vreugde. Met hande wat werk en harte wat wag en lewens wat sing, berei die weg van die Here. Mag jou Kersfeesviering ook 'n uitdrukking hiervan wees. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons kom opnuut onder die besef van die wonder van u raadsplan. Soos die volk Israel deur die eeue uitgesien het na die koms van die Messias, so sien ons uit na die wederkoms van ons Here Jesus. Here, dankie vir u genade waaraan ons opnuut herinner kan word. Die geboorte van ons verlosser. Hy wat mens geword het om in ons plek aan die kruis te sterf. Hy wat vir ons die dood oorwin het. Hy wat op pad is om as regter te kom, om te oordeel oor die lewende en die dode. En saam met die kerk oor al die eeue heen bid ons, Maranatha, kom Here Jesus, kom gou. Amen.